And if I underhold
ek kom elke Sondag hier naartoe vir een doel. Om sy naam om die koning van die konings lof te besing. Want hy alleen is so lofwaardig. Hy alleen moet geëer word. En voor hom alleen buig ek die knie. En die Bybel sê, dat alles wat asem het, die Here loof. As jy asem in jou longe het, moet jy die Here loof. Jy voel partykeer nie lus nie. Jy staan op, rug geseën, jy kan nie lekker loop nie. Maar dan begin jy die Here loof. Jy gaan hom net loof. No. Dan voel jy beter. Loof sy wonderbare. Ag, jy so mooi atmosfeer. Maar ek wil hom net loof. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede God, aan U die lof en eer vanmôre, want U is God, U is almagtig. Here, ons vanmôre alle eer aan U gee, want U is ons koning. U is die God van hemel en aarde, Here. U het hierdie aarde geskape. Aan U kom toe die lof en eer. Vanmôre wil ons die lof en eer aan U bring, Here. Here, deur ons lofsange vanmôre wil ons lof en eer aan U bring. Deur die boodskap wil ons lof aan eer U bring, Here. En aan U kom toe die eer. Wees met ons vanmôre, soete Heilige Gees. Vul een en elkeen van ons, Here. Verander een en elkeen van ons na U denke, Here. Nie na ons denke nie, maar net soos U wil, Vader. En ons gee al die lof en al die eer in Jesus wondernaam. Amen. Welkom aan elkeen van u hier vanmôre saam met ons. As jy besoeker is, mag jy vanmôre kry wat u van die Here af gegee het. En as jy vanmôre ingestap het om net te hoor wat ons gaan doen, gaan jy teleurgesteld wees. Maar as jy ingekom het om te ontvang en om te gee, sal jy anders uitstap as wat jy ingekom het. Daar's wonde in my hart.
Here red nie, wil ek net vir hulle 'n bietjie innooi. Hier staan die getuienisse. Hier staan getuienisse wat die Here red. Johannes jou vers het daai man gesê. Hy kom. Die Here red hom. Hy kom op met sy Heer. Hy het nie verander nie. Dis die mensdom wat die Here kragteloos wil maak. Yes, my Lord. Hallelujah. Praise God. Sy krag verloor nie. Hallelujah. Bless. For he has done great things. Hallelujah. He has done great things. He has done great things. Bless his holy name. For he has done great things. Hallelujah. He
my ziel my begrip. Want sy weldaad van groot is die naam van die Here verhoog. En sy naam verhoog. Geëer en aanbid word. Praise His name. Yes, my God, Lord, I love Thee now, Lord. Come and quench this thirsty heart, my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill me up and make me whole. Here's my cup, Lord. I lift Thee up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill me up and make me whole. Oh, here's my cup, Lord. I lift Thee up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Oh, here's my cup, fill me up and make me whole. Halleluja. Wat het jy vanmôre gebring? Dit vanmôre jou koppietjie wat jy gebring het. Wat as jy dit gebring het, is dit net dit wat jy gaan kry môre oor by Melvin. Dis wat jy gaan kry vanmôre. As jy so 'n koppietjie gebring het. Skaars begin gooi toe sy vol. Here, ek wil nie dit hê nie. Jy moet die grootste emmer bring, grootste container bring, wat jy vanmôre kan. Wat God kan vanmôre. 'n groot container van jou vol maak. Bread of heaven. Is dat is 'n groter container. Yes, my God. En ons gaan hierdie vanmôre sing, ons gaan God aanbid vanmôre. Jy moet vanmôre besluit. As jy wil uitstap vanmôre met so 'n seën, dan kan jy's welkom. Maar as jy vanmôre wil uitstap, is jy Here loop oor, haleluja. Here loop oor, haleluja. En ek kom met 'n verwagting van
vanmorgen by God. That's more like it. Ons raak al beter, halleluja. Ek sê ons raak al beter, kind van God. Halleluja. Ek het nog 'n groot keer gehad wat. Dis wat ek het vanmôre. Here, dis wat ek het vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou vra. Ons is hier nie om te kyk wie's hier en wie's nie. Jy's hier vanmôre om God te aanbid, om die Here te soek met jou hele wese, met jou hart, met alles in jou. En ons gaan hierdie sing. As jy wil vanmôre en jy wil manifesteer, kan jy voor hierdie ding kom vat en sê, Here, hier is ek vanmôre. My God! My God, my God, my God. Here, vul my op vanmôre. Here, maak my vanmôre. Dat het sal afdruk van my hoof tot by my voetsole. Maak dit vanmôre, Here, dat wanneer mense by my verbyloop, dat dit wat van my voete afstroom, hulle sal raak, Here. Dat dit wat van my voetsole afdruk, dat dit hulle sal raak, Here. Kom maak my vanmôre. Weet jy wat? Die hemel is gereed, die engele is gereed, God is gereed en hy wil vanmôre jou aanraak. Hy wil. En dan met af hoe ernstig jy met God is vanmôre. En dan met af hoe erg jy wil hê vanmôre. As jy vanmôre staan en sê, wel, Here, seën my as jy kan, dan gaan jy teleurgesteldheid stap. Maar as jy kom, as jy maar net kom vanmôre, hoor jy die mense in die plek vanmôre, God sê jy is in die vuur vanmôre, hoor net mooi vanmôre, God sê jy is in die vuur vanmôre, hy sê vanmôre, maar Sadrag, Mesach en Abednego was ook daar, ek het in die vuur geweier nie, ek het in die vuur laat omstap nie, ek was met hulle in die vuur, halleluja, dit sê Here, wat jy opstaan vanmôre, hy kan jou omstap, hy kan jou Jesus vanmôre, net daar gaan hy jou ontmoet, en die is plek hiervoor, op die mat en die gangetje, net soos wat jy wil, as jy vanmôre kom, terwyl ons dit sing, jy sien, dis 'n saak tussen jou en God, dis nie met die prediker of met iemand nie, dis 'n saak met jou en God vanmôre, wat sê, Here, ek wil vanmôre myself oopstel, Here, ek wil vanmôre geen perke hê nie, want U, Here, is in staat tot ver meer, as dit wat ek vanmôre kan hê. En Jesus naam, terwyl ons dit sing, ag, as jy wil paar oomblikke kom kniel, ek wil self vanmôre so 'n bietjie voor God kniel, en sê, Here, hier is ek vanmôre, sien my raak vanmôre, in Jesus se naam. I want
Boshoff vir my 'n boodskapie stuur. Toe hy dit stuur, toe shout ek wel klaar. Hy het nie geweet waaroor bedien ek eers vanmôre in die bid. Spreuke 3, dit reg broer. Vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart. Hy het nie geweet wat hierdie diens gaan wees vanmôre. Hy het maar net gedink hy doen onder die leiding van die Gees 'n mooi ding en is dit nie 'n mooi ding. En steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Dan wie ken hom in al jou weë en hy maak jou. Ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou paai gelei. Dan nie voor die tyd nie. Nie wanneer ek elke Sondag in die kerk sit nie. Wanneer ek hom ken in al my weë, dan sal hy jou paai gelei maak. Prys die Here. En ek weet nie waarmee jy ingestap vanmôre. Maar ek kan vir jou vanmôre sê, in die naam van die Here Jesus, jy sal vanmôre anders dan jy uitstap. As jy maar net vir God word. Amen. Kom ons sing nog een of twee maal. Dan gaan ek 'n woord aan u bedien vanmôre. Prys hy. Yes, my God. Yes, hallelujah. Pastor Dennis blaas weer vir my daar. Dis nie. Dis nie 'n oproep. Ons gaan oorlog maak. That's victory. Ek sê that's victory. Ons sê ja, prys sy naam. Baie dankie, musikante, voorsangers, elkeen wat ek nog nie gegroet het vanmôre nie. Die is gegroet in die kosbare naam van Koning Jesus. Ek as jou Bybel saamgebring het, blaai saam met my na die boek van Efesiërs. Deur Paulus geskryf in die 3de hoofstuk. Is dit nie soms moeg om geveg op geveg elke dag te wandel? Kom aan, praat ek met mense nie plek. Moeg om elke keer
stikkende knieën van die grond af op te staan. Is die mense in die plek hier? Efesiërs 3 vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges en volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. My geliefde Vader, ons kom na U toe vanmôre in die naam van Koning Jesus Christus, die weg, die deur, die waarheid en die lewe. Vader, ons wil dankie sê vir hierdie goddelike voorreg wat ons het, vanmôre by 'n godsgebou te kan instap. Here, kinders van die Here, om U naam te kom groot maak. Vader, om voor U te kom neerbuig, toe te laat dat U met ons sal werk vanmôre soos wat U wil. Here, dat U ons vanmôre sal op daai pottebakker skyf sit en ons sal vorm, Here, soos wat dit U behaag. Bid vanmôre, Here, dat elke gedagte gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Here, dat elke hartsdeur vanmôre baie wyd oopgemaak sal wees. Die grond vrugbaar is, Here, dat hierdie goeie saad, hierdie heilige saad vanmôre op vrugbare grond val. En Here, dat dit sal ontkiem en vrug dra en dan ook veel vrug dra. Vader, by die woorde van my mond, oordeenking van my hart vanmôre, welbehaaglik sal wees voor U, o God, en ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die 20ste vers, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Halleluja. Kind van God. God is by magte. Dat het my gehoor. Dat sê God is by magte om te doen ver bo wat. Nou wonder ek as ek nou 'n paar mense moet, ek sal dit nou nie doen nie, maar as ek nou 'n paar mense moet uitsê en sê, hoe ver kan jy dink? Probeer nou daai nuwe gasthuis van jou kan nie so ver nie. Nie dit wat God kan doen. Hallo. Die getalle wat jy in jou verstand kan uitredeneer oor geld, kan nie by God se vermoë kom. Daar's niks wat jy vanmôre kan bid wat te groot is dat God dit nie kan doen nie, of wat te erg is dat die Here nie daarby kan kom nie. Ek sê vanmôre, God is by magte, en wanneer ons dit sê, dan erken ons 'n waarheid wat deur hierdie hele woord van God opgeteken is. Daar is geen grense vanmôre wat God kan beperk nie. Jou probleme en jou omstandighede vanmôre kan God nie beperk nie. Jou vrese vanmôre kan God nie beperk nie. Jou vyande wat teen jou opgetrek is,
kan God nie vanmôre beperk nie. Luister, jou verlede, wat jy ook al was en gedoen het, kan jou nie vanmôre beperk, kan God nie beperk nie. Halleluja. Daar is vanmôre niks, want God is by magte om te doen ver bo wat ons bid of dink. Hy sê daai vers, ek gaan weer vir julle, ek wil net by jou insink vanmôre, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Jy sien, Paulus skryf hierdie gedeelte nie vanuit 'n gemakkantoorstoel. Hy skryf hier in die middel van die gevangenis, in boeie, ketTINGS, voetblokke, wat jy dit vanmôre wil noem. Maar hy skryf hierdie verse, hierdie gedeelte uit die gevangenis uit, en hy sê, God is by magte. Jou gebede mag vanmôre maar klein wees, maar God is groter, halleluja. Jou gedagtes mag vanmôre beperk wees, maar God se alvermoë is onbeperk, halleluja. Jou planne mag vanmôre wankel, maar die raadsplanne van God staan vir ewig vas, halleluja. Onwankelbaar. Hy is by magte vanmôre om te red. Hulle het nie vanmôre nie, ek dink hulle dalk een of ander vriende en suster Sharon het aan iemand gewerk. Wanneer was dit? Donderdag. God is by magte om te red. Donderdag te sien ons hoe God 'n 19-jarige dogter red. Dat terwyl ons daai sondaarsgebied het, huil sy so. Kom aan kerk van die Here. God, ons dit vanmôre gesing. Ons dit vanmôre gesing. Gaan vertel, ons bly woorde bietjie verander. It's not a story, dis 'n waarheid. Halleluja. Ek verander daai hoor. Gaan vertel die waarheid van sy koms en glorie. Halleluja. Jesus red, Jesus genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Hy is by mag. Hy sê, hoor wat sê Jesaja 63 vers 1. Wie is dit wat daar uitkom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad wat oor agter buig in die volheid van sy krag. Dit is hy wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Luister, die grootste sondaar kan nooit te ver wees dat God hom nie kan red. Die mees stikkende familie is nie te ver dat God hulle kan heel maak. En die hardste hart is vanmôre in die hart genoeg dat God dit kan sag maak. Ek het by bediening groot manne gesien met harde harte, klipharde manne. Ek op 'n stadium wanneer God hulle beet kry en wanneer die Here dan huil hulle soos jong seuns. Dis te pragtig, halleluja. Op 'n mat waar daar's geen hart wat vir God 'n hart is dat hy dit kan sag maak en verander. Halleluja. Glory. Hy sê daarom, Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook volkome red die wat weer tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ek sê vanmôre vir u, God doen nie 'n werk halfpad nie. Hy red nie halfpad nie. Hy red volkome. Hy red volledig. Hy red absoluut vanaand. Halleluja. As jy my geken het toe ek 'n polisieman was, jy nooit gesê jy so sê my car, daar's geen hoop vir daai. But God makes a nobody and he takes it and makes it a somebody. Amen. Hallo kerk. Amen. Jy wou my nie geken het toe. Ja, weet jy wou nie. My vrou sê, dis wat jy sê jy was, maar ek ook nie geken het nie. Sy sê so. Maar toe kry Jesus by die. En toe hy my die kry, toe verander hy. Dit wat mens gedink het is nie moontlik nie, is by ons. God is magtig, hy is almagtig en by hom is dit moontlik. Luister, kind van God, hy doen dit nie volledig nie, maar God is ook vanmôre by magte om jou staande te hou.
Hy sê Judas 1, daar is net een hoofstuk, 24ste vers. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar. Moenie vir my sê, pastoor, ek is maar net 'n mens en dan God is by magte om jou van struikeling te bewaar. Baie gesê, sê ek het toelaat. En julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, halleluja. Weet jy waarom? Ons struikel, elkeen van ons, omdat ons swak is. Maar weet jy hoekom staan ons vanmôre? Ons staan vanmôre want God is almagtig, halleluja. Halleluja. Hy is almagtig. Spreuke 24:16 sê, wat 7 maal val die regverdige en staan weer op, halleluja. Staan weer op. Hy sê in Psalm 121 vers 3, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder slymer nie. Jy sien, wanneer jy struikel kind van God, dan dra God ons. Hallo, wanneer ek moeg word, dan ondersteun God my. En wanneer ek onseker is, dan gee hy vir my krag en leiding en wysheid wat ek nodig het. Maar God is ook vanmôre, jy moet so die notas maak waarvoor hy is, hoor. Eerste is, God is by magte om te doen verby wat ons bid of dink. As God by magte om te red, God is by magte om jou staande te bly, maar God is ook by magte om sy beloftes te vervul. Jare terug, vra 'n pastoor my op sy gemeente net die Sondag gedraai maak, want daar is 'n profeet wat daar optree. Net jou bid en sê, dat jy sal. Stel wat sê ek is 'n profeet wat 'n profeet is. Daar is 'n verskil om te sê ek is 'n profeet en daar is 'n ander ding om in die kantoor van die profeet te sit. In the office of the prophet, that's something else. Was die profeet wat vir hom aan die Kaap gesê het, nie vir hom nie, vir die gemeente, maar dit was op hom van toepassing, dat hy kan maar gaan vir die toetse, maar die toetse staan negatief wees, kan jy dit onthou? Die prostaatkanker, hy het teruggekom, het hy die toetse gaan doen, ja, wat het die toetse gesê, net dit wat die opregte profeet gesê het. Ja, jy kan jy wel opoffer sê, was nie profeet nie, dit was God gewees, halleluja. Dit was God. Hy sê, hy is by magte om sy beloftes te vervul. En hy het nie deur die ongeloof, hy praat nie van Abraham, aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee, Romeine 4:20-21, en was ten volle oortuig dat hy mag het om te doen wat hy beloof het. Wat het God van Abraham beloof? Jou nageslag sal deur Isak wees, soos die sand aan die see en die sterre aan die hemel, is dit so? En toe gaan hy en hy moet vir Isak gaan offer. En Abraham glo, al offer hy kom, al brand ek kom tot as nou, God is in staat om hom uit as uit op te wek, want God het gesê, nie uit Ismael nie, uit Isak uit sal daar vir my 'n nageslag wees. Dis hoe hy God geglo. En God is by magte om sy beloftes te voorsien. Luister, kind van God, God se beloftes, hoe kan ek dit nou stel? Hang nie af van jou emosies nie. Amen. Halleluja. God se beloftes hang nie af van jou emosies nie. God se beloftes hang nie af van die ekonomiese stand van die land of van die wêreld nie. Luister, God kan jou seën te midde van die grootste resessie wat jy in jou lewe gesien het. Kan God jou seën want hy is God. Halleluja. God se beloftes in my lewe hang nie af van my omstandighede, maar dis wat ek nog wou gesê het, want ek praat van omstandighede. En ons sit in daardie diens daai oggend. Jy het seker gewonder waar ek nou van die profeet afgegaan het. Halleluja. Maar ek is so veel dinge wat deur my gees gaan. En ons sit daar die diens, ek was steeds in die bidkamer, ek en my vrou. Ons gaan sit net, ons gaan bid in die kerk in, van die huis af. Sê Here dat hierdie ou nie 'n klop sterk gaan. As jy 'n woord vir dit, jy kry iets.
Here, dat hierdie ou woord uit die mond. En hy begin bedien. Dit was die werk nie. Hy is so kwart of half deur sy boodskap. En hy stap so, dit was so halwe 8-hoekige ronde kerk. Groot. En hy stap so na die een glas deur toe en hy gaan breek. En hy pos so oomlik en hy draai om. En hy stap reg na my en my vrou en hy kom staan so. Hy sê, julle ernspaar hoor die woord van die Here. Hy ken my nie. Was nie in die bidkamer te kom ontmoet. Hy sê, goed, wat ek en my vrou weet, hy het wel Godskinder, hy het by die Here gehoor, wat waarheid is. En hy sê dit. Maar jy weet wat, soms is daar, wie van jou het al 'n belofte in jou lewe gehad en jy wag nog vir, somewhere op 'n stadium moet jy dit begin losmaak. Somewhere moet jy die Here herinner aan sy beloftes. Somewhere moet jy begin sê, Here, ek maak 'n los dit van ek bid, maak 'n los in Jesus naam. En so ruk terug toe, kom my vrou en sê, ja, hy beloftes, Here, ek begin dit losmaak, en sy is daar in die huis, en op en af. En sy begin dit losmaak. En weet jy wat, onmiddellik begin jy verandering sien. Onmiddellik, hoekom? God het toegespreek, maar weet jy wat, jy moet nie net sê, ek weet nie wanneer God dit gaan doen nie, want jy moet begin losmaak ook. Want die vyand gaan dit by jou wil steel. Die vyand gaan dit by jou wil roof, sodat die kan kom, jy moet losmaak. So God se beloftes hang nie af van my omstandighede nie. Dit het te doen met 'n onveranderlike karakter van God. Hy word deur niks gestuit nie. Hy word deur niks belemmer nie. Maar God is ook by magte om jou te versterk in van die Here. Hy sê, Jesaja 40:29, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Luister, kind van God, dat hy sien jou wanneer jy moeg is, maar jy bly nog steeds bid. Hy sien jou wanneer jy moeg geveg is. Hy sien jou wanneer jou hoop so bietjie besig is om so bietjie te vervaag. Hy sien jou wanneer jy maar net voortstrompel. Hy sien jou wanneer jy moedeloos is. Hy sien jou die stryd waarmee jy besig is. Maar God sê, ek is by magte om jou te versterk. Ek gee die vermoeide krag. Halleluja. Hy sal nie agteruit afbreek. Hy behoor op vir jy nie. Hy is by magte om jou te versterk. Jy sien, God wag nie vir jou om sterk te word. God gee jou krag. As ek moets gewag het, dat hierdie prediker se pitiful life wat ek op 'n stadium gehad het, dat ek moes regkom met 'n baie lank gewag, dalk nog vandag. Maar God het nie gekyk na wat aangaan. Hy het gesê, ek is by magte om jou te versterk. Halleluja. God is ook by magte vanmôre om te bewaar wat jy aan hom toevertrou. Hy sê in 2 Timoteus 1:12, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. Halleluja. Weet jy vanmôre in wie jy glo? Weet jy vanmôre wie is jou God? Weet jy vanmôre dat jou omstandighede is vir hom niks? Dis soos 'n spreek van 'n hoop, dis soos 'n gedagte uit God se mond uit. Dis jou probleme vanmôre. Dit sal soos mis voor die son vergooi wanneer God net 'n woord spreek. Halleluja. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Wat jy ook al vanmôre in God se hand sit, die vyand kan dit nie daar uitsteel nie. Sê weer, die vyand kan dit nie daar uitsteel. In God se hand is jou roeping veilig. In God se hand is jou kinders veilig. In God se hand is jou huwelik veilig. In God se hand is jou bediening veilig. In God se hand is jou hart veilig. Halleluja. Jou toekoms is veilig. Want weet jy hoekom?
Wat God bewaar, dat hy mag om dit te bewaar. Pastor, hoekom het hy mag? Want hy sê in Psalm 139, sê en ek het al jou dae, ek, God, het al jou dae opgeteken voordat een van hulle daar was. Hy is veilig. En God sê, it's done. As God het gesê, toe hy sê, laat daar lig wees. Toe staan almal vir 'n week en kyk of daar lig is. Ja, dit was immediate. Nie Big Bang verseker, hulle sê nie, maar dit was onmiddellik. Here, as jy wil, kan jy my genees. Ek wil, onmiddellik genees. Here, maar hy reik al. Asof reek God ooit afgesit het. Dus hy kom uit. En Lazarus kom uit. Want God is by magte. Om te doen ver boven wat ek nie weet. Ek dink daar kyk net op Natasha en Gina. Hulle het alles verloor vir die van die wat nie weet. Hy is alles wat hulle besit het. Maar as hulle op 'n hoopie wil gaan sit, wat gaan daar gebeur? Nothing, jy is reg. Maar as jy God nie met alles, hy is by magte. Ek sê hy is by magte. Ek sê hy is by magte. Om in 'n oomblik halleluja te gee, halleluja. Ag, wil jy net 'n glimlag opsit? Jy sê, pastoor, ek glo wat jy sê. Halleluja. Ek glo wat jy sê, pastoor. God is by magte om te doen ver bo wat hulle dink. Hulle het dalk 'n houthuis gehad. Hy kan vir hulle maar 'n parelhuis gee as hy wil, halleluja. Want God is by magte. Die vraag is, vertrou ons hom? God is ook by magte om jou te red uit elke beproewing. Wanneer vanmôre by God met hierdie diens begin, die koortjies het alles hierby ingeskakel. Jan se boodskap aan my vanmôre het alles hierby. Hy sê, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons ook uit die brandende vuuroond en uit die hand ook koning verlos. Dis die woorde van Sadrag, Mesach en Abednego. En weet jy wat verklaar hulle? God sal my nie altyd van die vuur red nie, maar hy sal my in die vuur sal hy my red. Halleluja. As hy jou van alles gered het, beteken dit een van ek en jy het bekommernisse gehad. Nie een van ek en jy het stryd gehad. Nie een van ek en jy het probleme gehad. Maar in die stryd, in die probleme, in die storms, in die golwe, in die wind, daar is ons God magtig om ons daaruit te red en daaruit te haal, prys sy naam. Want hy sê, daar in Psalm 34:20, vermenigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal uit red hy hom. Die Here kan jou alles ten goeie laat meewerk, selfs wanneer mense jou seer gemaak het. Hy kan alles ten goeie meewerk, selfs wanneer daar dinge is wat jy self nie verstaan nie. Hy kan alles ten goeie laat meewerk, selfs wanneer ek 'n klomp foute in my lewe het. Daar sou 'n lied wat skrywe. Nou Jimmy Swaggart sing. He took my mistakes and he turned them into miracles. Halleluja. Hy het my foute gevat en het dit verander in oorwinningstogte. Prys sy wonderlike naam. Hy is ook by magte om my aan die ander kant te bring. Toe hy vir die disipels sê, laat ons oorvaar na die ander kant, het hulle 'n storm gekom. Maar dit maak nie saak of die storm hoe erg hy was nie. Vir hulle wou die bootjie, die water in die boot staan vol word. Hulle het benoud geword na hom geroepe. Maar wat was die einde van die saak? Hulle het aan die ander kant uitgekom. Want Jesus het gesê, hulle sal aan die ander kant uitkom. Ek wag vir die dag, die oomblik, want ek saam met die Here Jesus op sy troon gaan sit. Halleluja.
Pastor, nou sê jy daarom, wat is die woord wat ek soek? Arrogant. Want jy het so gedink, sê. Tyskert kom aan die lag. Die woord van die Here sê aan hom wat oorwin, sal ek gee, om saam met my op my troon te sit, net soos wat ek saam met my Vader op sy troon gaan sit. Halleluja. Ek sien dit al. Ek weet nie hoe gaan ek sit nie, want ek gaan hier buig voor hom. En dan bid hom, halleluja. Dan gaan nie eens al 'n tyd hier vir my om te sit nie. Want ek gaan voor die Here buig. As die serafs heeldag roep, heilig, heilig is die Here. Maar ek en hulle nie die genade ondervind wat ek en jy geondervind het nie. Hulle is geskapende wesens. Maar ek en jy is gered deur die genade, deur die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Ons het genade ontvang. Ons genade ontvang. Hy sê, ek kan jou op die ander kant uitbring. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van die Here Jesus Christus. Broer, suster, jong mens, wat hy in jou begin het, maar pastoor, ek is nie klaar nie. Yes, jy is nie, want God is nie klaar nie. As ek so maar vra, wie van julle het 'n onafgehandelde projek by jou is? Was dit gewoon jou? Dit is halleluja. Daar's onaf. Wat heb je dit klaar? En jij al vaak, ik weet het, jij ook verzeker. Maar het is een hand opsteken, die hand opsteken. Dat je dit ziet, hij is opkennen. Halleluja. Onafgehandelde zaakjes bij deze broer. Als je vrouw wil gelukkig heeft, maak er het klaar. Dat is niks met mijn preek nu te doen. Maar hoor zo mooi. Wat wil ek nou sê, jy lag nie oor. God het geen onafgehandelde projekte. Dank God af. Pastor, maar jy is ook nie daar, ja, ek is nie daar waar God wil hê nie. Maar sy projek met my sla, ek moet nog net instap daar waar hy wil hê met diens. Is dit waar? God het nie onafgehandelde projekte nie. God maak klaar wat hy mee begin. God is by magte wanneer alles begin wankel. Wanneer jy nie meer wat nie. Daai dae wat jy met jou rug teen die muur staan, dan is God by magte om jou te dra, kind van die Here. Hy is by magte om jou tyd te red. Hy is by magte om jou te genees. Hy is by magte om vir jou te voorsien. Hy is by magte om jou te herstel. Hy is by magte om jou te beskerm. Hy is by magte om jou te versterk. Hy is by magte om jou te antwoord. Hy is by magte om jou oorwinning te gee in Jesus naam. Hy is by magte. Maar ons as mens wil alles vir self. Die Here wag bietjie af dat is. Okay. Daar's 'n koortjie wat ons sê. Baie lank klas is. Let go. And let God that is wonderful. Ek wil vir vanmorgen iets sê. As ek baie jare terug, toe ons nog Owen Stupid was. Ek was ook daar. As ek baie dinge in God se hand oorgegee het en vir hom gelos het, dan was ek baie verder vandag. Wanneer ek wil doen ons nou, ek wil nie goed doen. Jou probleem is dit wat jy kan. Probeer kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik. Jy hoor hy sê ja. Voordiens. Nou begin hy lag. Dit was met Suster Charlie ook. Ons het daai tyd vir die afsluiting vir die Sweet 60s
het ek sulke rabbel-eiers gekoop. Hy hom ook net so hoog as jy, julle ken hom. Hoe lyk hy? Soos hy lyk erg, ja. Hy lyk erg. En Briannie staan daar by die deur en ek kon net nie. Hy het al 'n paar dinge oor my gespreek. Hy sê ek is die stoutste pastoor so. Hy moet minder goed oor my spreek en maar hoor gewoon. En ek vat my eers my hand. Hy dink seker dit is iets met 'n preek te doen of iets gewoon. En ek sê Briannie, ek wil vir jou vanmôre 2 eiers gee. En ek kyk na die eiers in my hand. Ek het nie so baie klaar gewerk. En wat sê sy oor vir hom? Hier's 2 eiers. En ek ek het nog nooit 'n ou man gesien so vinnig beweeg. Ek het nog nooit so 'n vrou gesien vinnig beweeg. Hallo. Wat hulle gedink is regtig is, hy kom net so hoog. Toe maak ek myself werk dat moet ek dit gaan optel want hulle op die hele plek mos te vol. Wat sal ek vir jou sê vanmôre? Jou probleme mag daar wees. Maar dit is nie so erg as wat jy dink dit is. Want in God se oë is something else. Dit mag vir jou erg wees. Maar as ek 'n kind van God is, dan kan dit my nie oorweldig nie. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ja, gee nie nou lof op. Hy sal jou van struikeling bewaar. Hy sê ek gee aan julle mag. Die een wat by magte is, sê ek gee aan julle mag oor al die krag van die vyand en niks aan julle kan skade doen nie. Maar glo ons dit. Dis wat God sê. So ons het, ek wil jy met saam met my voete staan. Kom. Ek wil gebed bid. Daarna, jy sien, ek is so dankbaar. Ek hoef nie te wag eendag nie, ek kan na Jesus toe gaan. Baie maklik want hy kom na my toe. Amen. Hy het na hierdie aarde toe gekom. Hy het opgevaar sodat ek sy Heilige Gees kan hê. Sodat ek hier kan wees en ek kan bid en God kan aan Amerika antwoord. Hallo? Hy kan hier vertrou vir iemand se genesing in Kaapstad. Amen. Ou kan aan die ander kant van die wêreld vir hierdie kerk bid en God sal hier antwoord. Want hy's omnipresent, hy's alomteenwoordig God en hy's almagtig. Hy's by magte vanmôre. Kom aan ja. Ek wil sluit die oë, speel my saggies. Hemelse Vader, Here, ek kom vanmôre na U toe in alle nederigheid. Here, verseker is hier talle mense in hierdie kerk wat in hierdie môre, Here, deur een of ander omstandigheid gaan. Deur een of ander beproewing gaan. Deur een of ander krisis gaan, Vader. Deur een of ander onsekerheid gaan. Maar Here, hier het ons vanmôre kom bewys deur die woord dat U is magtig om in elke situasie, elke omstandigheid, elke krisis, hoog, laag, wyd, suid, Here, is U by magte om ons uit te help en uit te red, Here. Ek wil kom bid vanmôre, Here, dat U hierdie kerk vanmôre sal vol met nuwe geloof, Here. Dat U ons sal kom aandoen met nuwe krag vanmôre. Here, dat ons vanmôre nuwe hoop in U sal hê, dat U by magte is om te doen verder wat ons bid of dink. Ek wil bid vanmôre, Here, vir 'n nuwe salwing in hierdie plek in Jesus naam. Ek wil bid, Here, dat U vanmôre deure sal oopmaak in mense se lewens wat die vyand toegemaak het in die naam van Jesus Christus. Here, dat U sal deure oopmaak. Here, dat ons U krag en die almag in ons huise sal ervaar. In ons lewens sal ervaar. In ons besighede sal ervaar. Here, dat ons in elke wandel, elke dag
wanneer ons stap agter Jesus aan, wanneer ons kruis opneem en die volg, dat ons die almag van God, hy wat by magte is, om my van struikeling te bewaar. Here, ek opbid, dat ons nie so maklik maar net by 'n verskoning sal uitkom nie, maar dat ons weet, die is by magte, om ook my voete te rig, wat die sê die woorde, die rig die voetstappe van 'n regverdige man en 'n regverdige vrou, halleluja. Bid, Here, dat U ons van struikeling bewaar, dat ons sal gaan van krag na krag, van sterkte na sterkte, Here, nie omdat ons iets is nie, nie omdat ons kan nie, maar Here, omdat U God is, omdat U God is, omdat U God is, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Volk van Here sê amen. Ons gaan jou liedjie sing. He came to me. Is hy nou op? Is hy nog wel, asseblief? He came to me when I couldn't come to where He was. He came to me. That's why I died on Calvary. When I couldn't come to where He was, die kerk van die Here, God het vanmôre na jou toe gekom. Dis jou verpligting nou. Dis jou saak vanmôre om te sê, Here, baie dankie dat U deur 'n boodskapie vanmôre na my toe kom, U wat by magte is. En Here, ek wil vanmôre bid dat U my vanmôre sal kom aanraak. My omstandighede, dat U dit. Here, my negatief verander dit in 'n positief. My donkerte verander dit in lig, Here. Halleluja. Prys die wonderbare naam. He came to me when I couldn't come to where He was. He came to me. Hallelujah, praise the Lord. That's why He died. Hy van vanmôre oorwinning in die naam van Calvary. Wat hier jou tyd vanmôre om where I could come to where He was. He came to me. Hallelujah. Oh, He came to me. Oh, praise the Lord. He came to me. Oh, when I could come to where He was, He came to me. That's why He died on Calvary. Hallelujah. When I couldn't come to where He was, He came to me. Oh, He came to me. Oh, He came to me. When I couldn't come to where He was, He came to me. Hallelujah. That's why He died on Calvary. Hallelujah. When I couldn't come to where He was, He came to me. Hallelujah. Hoor gaan mooi. Nou ek op 'n stadium alles verloor. En ek sit daar oor ek nie meer bos is. Ek sit net so op 'n mat. Dis daai tyd wat jy bid, iemand wil nie by jou kom kuier nie, because ek het net vir Vrystaat kraanwater om vir hulle te gee. Jy suk en jy's moedeloos. Weet jy wat? Toe kom Jesus ook na my toe. Ek sê daai dag, sê ek, Here, is daar nie 'n getroue kind van God in die Noord-Vrystaat wat net vir my kan sê, bel hy my net. Sê hy, weet jy wat? Die Here kan jou. Weet jy wat maak God?
Hy stuur 'n pastoor 30 km ver, hy bel my. Maar weet jy, ons as mens, hy bel my, hy sê, pastoor, hoe gaan dit? Hy sê, prys die Here, hy is goed, halleluja. Maar ek het net gesê, Here, waar is U? Waar is U, Here? Hy sê, kan ek het draai maak? Sê, hy is wel, wat ek weet, hy sê, weer sy omstandighede, die wil, God gaan nie ou stuur, maar dan, broer, wat het jy nou weer verkeerd gedoen, dat jy nou so sê? Nee, hy is daar deur. En hy kom by my en hy gaan ook sê van Pastor Barry, ek weet Pastor Barry heb opgedaag by nie weet wat. Hy sê, Pastor, voor ek jou groet. Hy sê, ek wil jou groet, maar voor ek jou groet. Die Here sê, hy dink aan jou, halleluja. Tot plat geslaan is, toe ken God my nog in my moe gegeen, halleluja. Voor niks is, toet God aan, halleluja. Pastor Barry se papie het achter op 'n trokkie gesit, weggeruid, afgetrek en hy sterwe. Weet jy wat? Hy kon niks anders doen, as om die naam van die Here Jesus tyd te roep. En dis al wat hy geroep het, Jesus. Weet jy wat, jy het nie anders nodig om iets uit te roep. Want weet jy hoekom? Want hy ken die bedoeling van jou hart. Hy ken die oprechtheid van jou hart. En God gee sy pa vir hom terug. Halleluja! Want hy geroep by Jesus. Weet jy wat so gebeur het? As hy nie na Jesus toe geroep het, gesit, goed, ek was jou so. Op die stadium. Ach, Dad, hoekom nou? Dad, hoekom het jy nie vastgehou op my papa? Dan het hy sy dad daar verloor in die jare later. Maar hy roep aan Jesus. Hy roep aan Jesus. Dis die beste ding wat hy kan doen. Hy roep aan Jesus. Daai ou blinde Bartimeus, daar langs die pad het net geroep, hier is die seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy het geroep. Verwyder daai plek van jou. We've got a power to call them the things that be not as though they were. En sy was op die hoor in die plek. Wat hy mag om het te roep. Ons moet glo. Jy die mag, wanneer daai krap in jou keel kom, en te sê, my God, die is die wat my genees, ek weier siekte in Jezus naam, ek weier ongesteldheid in Jezus naam, ek weier die siekte in Jezus, jy die mag erop goed. Want God sê, ek ken julle al die mag, oor al die kracht van die vijand, en ek sê, hy gee dit vir jou, hy gee dit vir jou, hy kom na jou toe vanmorgen, hy sê, my kind, wat ook al die behoefte is, ek is hier vanmorgen weer by jou vanmorgen. Jy maar die eerste reik het tot hier toe gehelp. God wil jou verder vat. Hy wil jou verder help. Hy wil jou verder oorwinning. God sê jou woord, nou is die Here so die kamp bid vanmorgen. Then come to where he was. He came to me. Gee die Here lof en eer dat hy vanmorgen by jou is. Hy wil jou vanmorgen juist. Hy wil jou vanmorgen verder vat. Halleluja. He came to me. Hy wil jou maar die oorwinning uitbring. Halleluja. Glory to God. Where he was. Yes, he came to me. Wees die naam van die Here. That's why he died on Calvary. Hallelujah, hallelujah. Where I could come to where he was. He came to me. He came to me. He came to me.
Ja.